Here, wat 'n voorreg om U naam groot te maak, om te dink aan daai nag by 'n stal, 'n stinkstal, maar 'n heilige stal. Ons dink so maklik dat stink kan nie heilig wees nie, maar Here, U het gewys dit kan. Here, vanoggend wil ons kom met ons lewens, soos dit is. En ons wil voor U stil word en vra, Here, asseblief, kom ontmoet ons. Wat ook al in ons harte of ons gedagtes aangaan, wat ook al besig is om in ons lewens te gebeur, wat ook al, of dit goed is of dit sleg is. Here, ons wil kom en ons wil net by U voete sit. Net vir 'n oomblik. Kom, Here, en ontmoet ons. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Right, Kersfees. Ek moet begin deur te sê, van môre af begin iets groots in Dynamis, en dit is, dat ons van môre af lees ons die Bybel of die Nuwe Testament deur elke weeksdag 'n hoofstuk. En as jy join, jy is nie join nie, is fine. Maar ons is opgewonde, want ons weet 'n klomp mense word deel daarvan, en dis op die kalenders aangedui wat so hoofstuk lees jy vir daai dag, en as jy elke maandag tot Vrydag vir 'n jaar lank van môre af, elke maandag tot Vrydag een hoofstuk gaan lees, gaan jy teen einde November volgende jaar die hele Nuwe Testament deurgelees het. En ons gaan dit doen, en ons gaan ons dagstukkies daai uithaal, wat ek op WhatsApp uitstuur, en ons gaan die preek vir die week, gaan uit daai paar hoofstukke uitkom, vir wat ons in die week gelees het, sodat ons saam net die journey vat, en omdat dit môre begin, en ons môre met die Nuwe Testament begin, het ek vanoggend dit goed gedink, dat ons so bietjie net eers in die Ou Testament kuier. So, voor ons daar kom, wil ek gou vir jou vra, het jy al ooit 'n broek aangetrek, of 'n blouse, of 'n saak, of 'n handsak? Frans weet meer as een handsak, kom ons wees eerlik, Frans weet meer as een handsak, mans, jy kan namens jou vrou opsteek. Wie se vrou het meer as een handsak? Ok, nee, in elk geval. Nou, jy al 'n broek aangetrek of 'n handsak gevat, dan sit jou hand daar en dan sal geld in wat jy vergeet het. Nee, of jy het 'n baadjie aan wat jy by 'n troue gedra het, en dit was 'n cash bar of een of ander saak, en daar was een of ander sak, en dan druk jy jou hand en dan dink jy, yeah, hierdie is 'n bonus, hierdie is nou amazing, nee? Nou gaan al die vrouens huis toe gaan hulle mans se sakke deursoek, en al die mans gaan huis toe gaan hulle vrouens se handsakke deur. In elk geval, nee, maar partykeer, dan sit jy jou voet in 'n skoen, wat 'n rukkie lank in die kas was, en dan beweeg daar iets in jou skoen, nee? Waarby ek uitkom is hierdie saak van verwagtings. Nee, het jy al uitgesien na iets? Jy sien uit na, ek gaan net my voet in my skoen sit, en dit is heeltemal fine, en dan gaan ek lekker aantrek, en dan gaan dit Bobshore aankom, fantastiese dag, en dan sit jy jou voet en dan voel jy net squish. En kom jy agter, okay, my dag gaan nie goed begin nie, hierdie kous gaan nou nie gedra word nie, hierdie skoen gaan dalk ook nie gedra word nie. En dan gebeur daar hierdie goed, en ons hele lewe gaan oor verwagtings. As ek 'n paartjie trou, dan spandeer ek 'n verskriklike lang tyd met hulle oor hierdie hele saak van, wat is jou expectations? Wat is jou verwagtings van 'n man en van 'n vrou en van die huwelik? En wat is dit wat nou waarna jy uitsien? En kom ons raak net realisties oor 'n paar goed. En jy weet, kom ons, tone down net jou verwagtings. Want as jou verwagtings heeltemal te hoog is van die huwelik, gaan jy dalk teleurgesteld raak, en as dit te laag is, dan gaan eerder te laag as te hoog, nee? En jy verwag sekere goed, en partykeer word jy aangenaam verras, en ander kere not so much. Jy dink jy gaan op 'n Sondagmiddag gou Pretoria toe ry, en dan vat dit jou 7 of 8 ure, en dan doen jy dieselfde roete op 'n Maandag, dan vat dit jou 3 ure. Daar's nie rhyme or reason altyd nie, maar verwagtings kan goed wees, dit kan sleg wees, dit kan jou teleurstel of dit kan jou nie teleurstel nie, maar daar's sekere goed wat net altyd amazing is. Soos om jou eerste kind vas te hou. Ek gee nie om wat jou verwagtings was nie, dis oortref. As jy 'n normale mens is wat die Here liefhet en mense liefhet, en dink 'n kind is 'n blessing, dan as daai eerste kind in jou arms lê, dan dink jy dis amazing, dis fantasties, en dit voel of jy op hart uit jou bors uit wil klim, en jy kan nie glo jy het so 'n groot kapasiteit vir liefde nie, tot daai eerste poef toe kom. Daai een wat lyk soos teer. Dit is so.
dan dink jy, is dit waarvan die teer gaan, maar miskien moet ons hierdie bemark vir pottels, nee, dis 'n saak, dis 'n gemors. En dan word jou verwagting so bietjie afgebring. Jy weet, 'n kind is ook net 'n mens. Nou, in die Ou Testament, lees ons dat Jesus vir eeue en eeue lank verwag is. Hulle het die Jode het en baie Jode vandag nog, glo nie dat Jesus die Messias was nie, want Jesus het nie aan hulle verwagtings voldoen nie. Jesus was nie wat hulle gedink het Jesus gaan wees nie, so hulle dink daar moet nog iemand kom. Maar Jesus is vir eeue en eeue lank verwag, en ons gaan vanoggend so 'n paar, as jy jou Bybel saamgebring het, gaan ons 'n paar goed lees. So ek wil vir jou vra, as jy nie weet hoe, as jy 'n Bybel het en jy kan so toe blaai, dan gaan ons gou na Jesaja toe. Jesaja 7, vanaf gaan ons net vers 14 lees. Nou Jesaja is net voor Jeremia. So by the way, ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar Jeremia is in terme van woorde die langste boek in die Bybel. Die hoeveelheid woorde in die oorspronklike taal. Maar Jesaja 7, vers 14, daar lees ons hierdie woorde. Jesaja 7 vers 14. Nou goed dan, die Here self sal 'n teken kies. Die jong vrou of 'n maagd sal verwagtend raak, en sy sal geboorte skenk aan 'n seun en hom Immanuel noem. En Immanuel beteken God by ons. Nou kom ons verstaan net gou-gou 'n bietjie die prentjie. In Jesaja is die Israeliete in ballingskap. Hulle is in Babylon en dit gaan nie lekker nie, en hulle slawe en hulle is onder 'n vreemde koning, en hulle hoop daar gaan hierdie bevryder kom wat hulle gaan bevry uiteindelik van al hierdie heidense konings, en dat Israel as 'n volk sy eie land en sy eie plek gaan hê waarvoor hulle nie meer hoef te beklei nie, en vandag nog beklei hulle vir hulle plekkie in die son. En hulle het hierdie verwagting van 'n politieke leier en 'n militêre leier. Maar dis like honderde en honderde jare voor Matteus. Honderde jare voor Matteus. En ek en jy lees nou hierdie versie, en dan blaai ons 'n paar bladsye verder, en dan lees ons Matteus, en dan dink ons, ag, dis nie so amazing nie. Maar imagine die voortrekkers, ergens op een of ander wa, toe die voortrekkers, of toe Jan van Riebeeck aan wal gestap het, toe het hulle gesê, op die 30ste November van die jaar 2025 gaan jy in hierdie gebou sit en jy gaan hierdie preek hoor. Dit sou pretty amazing gewees as iemand 1652 gesê het, vandag gaan jy in die kerk wees en ek gaan hierdie preek, en jou naam gaan jou naam wees, en jou man gaan jou man wees, en jou kinders gaan jou kinders wees, in die tyd. Dis so amazing hierdie verses. Jesaja kom en hy sê goed wat net God kan weet. En God het nie eendag 'n kristalbal wat hy daar neersit en dan vryf hy hom warm en dan sê hy, hoeveel geld is in jou beursie, en dan kyk ons, hoe goed gaan ek vir jou ietsie sê en wat als gaan ek vir jou sê nie. God doen nie dit nie. God kan letterlik, hy sien vandag, hy sien gister, hy sien môre. Hy het geweet hierdie gaan gebeur, want hy het geweet hy gaan dit so laat gebeur en dit sal so uitwerk. Ongeag wat gebeur tussen Jesaja en Matteus. Want gaan lees die geskiedenis tussen Jesaja en Jeremia, tussen Jesaja en Matteus, en jy sal sien hoeveel keer wyk Israel af en word God se plan skipbreek gelei en maak mense droog en volg hulle nie God se plan nie, en lyk dit die hele tyd of hierdie saak, hierdie voorspellings nie gaan gebeur nie, en elke keer bring God die skip 'n bietjie terug. Ek weet nie of jy dit weet nie, ek wil gou-gou hê, as jy kan, toe my hoef jy so toe te blaai nie, ek sal. Tussen die Ou en die Nuwe Testament is daar 'n bladsy, né? Hierdie bladsy. Né? In jare, raai gou vir my hoeveel jare is hierdie bladsy. Van die laaste hoofstuk in Maleagi geskryf is, tot die eerste hoofstuk in Matteus gebeur het. Hoe lank het geloop? 400 jaar. Hierdie bladsy. Vir 400 jaar het God stil gebly voor Jesus gebore is. Sit by al die tyd van daai bladsy af tot al die bladsy tot by Jesaja. En God kom en hy gee vir die Israeliete hierdie woorde. En nou moet jy ook verstaan, die Israeliete het nie 'n Bybel gehad soos ek en jy. Hulle kan nie hom uitgehaal het en gesê, o, Jesus is gebore, kom ons blaai net gou terug en gaan kyk wat het God gesê nie.
Die mans het sinagoge toe gegaan en die priester het 'n boekrol oopgemaak en Jesaja se boekrol oopgemaak en het gelees. En elke sinagoge het nie al die boeke van die Ou Testament gehad nie. Die sinagoges het dit uitgeruil. En want dis hoe kosbaar dit was. En jy moes dit luister en jy moes dit memoriseer. Sê net gou vir my, kan jy onthou wat jy in algebra geleer het in graad 6? Nee, ek kan nie eens onthou dat ek wiskunde gedoen het in graad 6 nie. Ek sukkel om agter te kom wat die verskil is in graad 6 en standaard 4. Wat was dit standaard? Sien, ek kan nie eens daai wiskunde doen. Wat nog te sê van trig en algebra en driehoeksmeetkunde? Is driehoeksmeetkunde en trigonometrie dieselfde ding? Ek sien Pythagoras, ek het nie 'n klou wie hy is nie, né? Nou hierdie ouens, hulle moet hierdie onthou. Toe dit gebeur het, honderde en honderde jare later, moet hulle onthou, Jesaja het op 'n keer geskryf van 'n maagd wat swanger word. En sy kry 'n seun. En hierdie seun se naam is Jesus, die verlosser. God by ons. God word mens. So mense kan verstaan dat hulle nie heeltemal altyd die kloutjie by die oor gebring het. Jesaja 9, net so bladsy verder of 2 bladsy verder, afhangende van hoe jou Bybel ingedeel is en hoe groot jou teks is. Jesaja 9 vers 6 tot 7. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal heerser wees, koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Nou as jy daai woorde hoor, dan kan jy dink, hoorie Boeta, hierdie ou gaan die wêreld. Hy's Ebenezer, hy's Pieter Steff de Tooy. Hy is like serious, as hy kom en hy hou die bal vas van die wêreld, dan maak die man 'n pad. As hy sak in die skram, dan is die ouens soos Ierland. Hulle staan net terug en hulle sê asseblief kan ons ophou rugby speel. Nee, as jy hierdie vers lees, dan dink jy maar hierdie verlosser wat kom vir Israel, gaan die wêreld kom skoonmaak. En al die Grieke en al die Romeine en al die Babiloniërs en die Amorite en die Moabite en die Jebusite en die whatever, al hierdie volke van die Ou Testament wat ons gaan lees, wat nie God aanbid nie en Israeliete harde tyd gee, God gaan hulle gelyk maak met die aarde, hy gaan in die see injaag, daar gaan niks van oor wees nie, ons die Jode gaan uiteindelik in kontrol wees. Jy kan verstaan, want as jy verder lees, dan gaan daar sy heerskappy sal uitbrei, en sy troon, hy sal op die troon van sy voorvader Dawid sit, ensovoorts. En dan eers 'n teks wat ek nie eers daar bygesit nie, nou blaai jy verder as jy wil nie, ek gaan dit nie nou eers lees nie, dan gaan blaai jy na Jesaja 52 en 53 toe, dan is dit die voorspelling oor hoe Jesus gaan ly, hoe Jesus gaan sterf vir ons sonde. Micha 5 vers 2, kom ons kyk wie kry Micha eerste, ek kan nie onthou waar Micha is nie. Naam, Habakuk, Sefanja, Micha, kan nie onthou waar Micha is nie, waar is my vinger afdruk? Net tot die dominee raak teen mekaar. Micha, wie kan vir my help, waar is Micha? Kom people, help my. Net voor, nee, hy is nie net, dis Maleagi wat net voor Matteus is. Micha is net voor Nahum. Net na Amos, Obadja, nee, Amos, Obadja, Jona, Micha, Alright, sê, nee, Micha, 5, vers 2. Ons lees van vers 1 af. Bethlehem Ephrata, jy's 'n klein dorpie in Juda. Tog sal daar uit jou vir my 'n regerder kom. Hy sal oor Israel heers. Sy oorsprong is uit verre verlede. Hy sal die mense van Israel uitlewer, totdat die vrou wat verwag, geboorte gee. Eers dan sal sy volksgenote terugkeer na die land van Israel. Hy sal oor sy kudde regeer met die krag van die Here en die magtige naam van die Here sy God. Sy volk sal veilig wees, sal deur die wêreld geëer word. Hy sal die bron wees van vrede. Lees verder, dan dink jy, yes, Jesus, verlosser. Nie aan 'n kruis nie, verlosser soos swaard, skild, oorlog, Dawid. As Dawid mense by die duisende en 10.000 doodgemaak het, en Dawid het hulle liedere oor gesing van, hy was hierdie amazing kryger, en hy het al sy vyande verslaan. Imagine Jesus. Imagine hierdie jong heerser wat gebore gaan word in Bethlehem. En hier kom Jesus en hy word gebore, en hy is dit nie.
Hy word nie gebore in 'n paleis nie. Hy word gebore in 'n stal en dit stink en skaapwagters daag daarop en heidene kom buig voor hom neer. Van die eerstes wat buig voor Jesus is nie eers Jode nie. En hier kom Jesus en hy dra een rok, een kleed, ekskuus nie 'n rok nie, 'n kleed. Hy het nie 'n probleem gehad met wie hy is of wat hy was nie. Hy het 'n kleed gedra. En hy loop rond. Hy het nie 'n huis wat hy sy eie noem nie. Hy het nie al hierdie weelde en pragt nie. Hy het nie 'n perwa wat hy rondry en sweep en mense wat sy goed vir hom dra. Hy is hierdie nederige man wat in die veld slaap, wat leef van hand na die mond, wat net sorg vir sy en dink aan sy daaglikse brood, en hy kom uit Nasaret, 'n dorp wat geen geskiedenis het nie en nie bekend is vir goeie goed nie. Nou in daai tyd as jy Nasaret gehoor het, dan het jy gehoor soos agterstrate. Jy het gedink soos Heilbron. Jy weet, dit is soos Nasaret, serieus. Daar's actually tekste in die Bybel wat sê, kan enige iets goeds uit Nasaret kom? Kan enige iets goed uit Heilbron uitkom? Uit wat is hy toring met die woudekom saai op? Kan enige iets daar, kan enige iets goeds daar gebeur? Het is nie Nigeriërs nie, dwelm lords nie. Hoe? So Jesus kom aarde toe. En hier sit die Israeliete met verwagting, en Jesus is nie dit nie. Maar Jesus kom en hy oortref alles. In plaas van 'n aardse koninkryk stig hy 'n hemelse koninkryk. In plaas van 'n tydelike heerser is hy 'n ewige heerser. In plaas daarvan dat hy jou tydelik verlos van die probleme wat jy het elke dag, verlos hy jou nie net van jou elke dag probleme en dra jou daardeur nie, maar hy verlos jou tot in ewigheid. En jy hoef nie die dood te vrees nie, jy oorwin die dood. Niemand op aarde voor Jesus kon die dood oorwin nie. Hulle kon die dood veroorsaak, hulle kon mense se lewens gevat het, maar hulle kon nie vir mense lewe teruggegee het nie. En Jesus kom en hy sê, ek gee dit vir jou alles. Meer as wat jy gedink het. In sy vrede wat gesê word, hy sal die bron van vrede wees, hy sal regdeur die wêreld geëer word. Hulle het gedink al die mense gaan voor God buig, maar net die Jode gaan hemel toe gaan. En Jesus kom en hy sê, wow, julle het verkeerd verstaan. Toe God in Genesis 12 vir Abraham geroep het hy gesê, ek roep Israel as 'n voorbeeld. In hom sal al die nasies van die wêreld geseën word. God het nooit gesê net Jode gaan hemel toe nie. Van die begin af, toe hy Abraham gekies het en die Israeliete gekies het hy gesê, maar ek kies die hele aarde en al die mense. En ek het gekom vir alle mense. Nou my vraag vanoggend is dit. God se vraag vanoggend is dit. Hoe lyk jou verwagting as dit by God kom? Want sien ons het hierdie prentjies van God. Miskien het jy ouers gehad wat vir jou 'n prentjie gegee het van God wat met 'n vergrootglas sit en jou gaan brand of met 'n sweep wat jou gaan straf. Wat as jy nie vir hulle luister nie, dan het hulle vir jou vertel hoe die Here dit al sien en hulle het vir jou 'n prentjie geskep van 'n God wat jy voor moet bang wees. Ander van julle het dalk 'n prentjie gekry van God by jou ouers wat so oordrewe liefdevol is en so oordrewe dat jy dink, luister, ek kan maak net wat ek wil, God vergewe alles. Ek kan wees wie ek wil, doen wat ek wil, droog maak soos ek wil. Ek moet net in die aand op my knieë neergaan en sê, ag Here, vergewe. En die Here vergeet dit en hy gooi dit ver in die see, en die Here is nooit vir my kwaad nie, en hy is nooit vir my teleurgesteld nie. Gaan lees die Ou Testament, God raak kwaad, God raak teleurgesteld, God hou nie van sonde nie, ensovoorts. Maar wat is jou prentjie? En as jy na God toe gaan in gebed, wat is jou verwagtings? Dat God moet buig, want jy het gepraat. Dat God moet spring, want jy het gesê spring. Want dis wat baie van ons doen. Jy is so gewoond aan 'n wêreld waar jy gaan sit in 'n restaurant en iemand spring. En dan later begin jy hierdie prentjie oordra op God want ja, hier's mos tekste wat sê dan vir al die charismate like daai tekste wat sê meer as wat jy kan bid of dink, dit gaan God vir jou gee. Nee, bid en dit sal vir jou gegee word. Soek en jy sal vind. Dan gaan jy en dan sê vir die Here, right, jy's die waiter, ek sit met respek. Jy's die waiter, ek sit by die tafel, spring. Kom. Dis wat ek wil hê en dit wil ek vir Kersfees hê en as ek trou, dan moet my man so en so wees en my vrou moet so en so, my skoonouers dit en hierdie en my werk moet so wees en hierdie moet so werk en ek wil nie sukkel in die lewe nie en as ek in my kar klim van Pretoria af na Tzaneen toe, dan moet die kar moet sommer net so pad maak vir my. As ek by die tolhek kom, ek wil nie wag nie.
Ek het nuus vir jou. As dit jou verwagtings is, God is nie om die Engelse uitdrukking te gebruik, at your beck and call nie. Hy's God. Hy oortref jou verwagtings. Maar partykeer is jou verwagtings 'n bietjie skeef. Partykeer is jou verwagtings, my en jou verwagtings is 'n bietjie selfsugtig. God het nie gekom net sodat jou kind matriek kan deurkom nie. Ja, jy kan vir die Here vra, wees met my kind. My kind skryf eksamen, asseblief. Die eksamens is verby, die merkers begin. Mag hulle asseblief genadig wees en mag haar juffrou of meneer wat die rooi pen vashou nice wees met my kind se vraestel. Ja, jy kan bid. En dan kom jy agter die vraestelle raak weg en ons fout met die wiskunde en dan gaan die punte aanpas en die kinders wat goed gedoen het, se punte word gevat en hulle word vir die vir die kinders gegee het nie so mooi opgelet het in die klas nie. En dan dink jy, maar is onregverdig. En die Here wil hê alle kinders moet die beste kans hê, nie net jou kind. Nie net jou kind nie. Die lewe gaan nie net oor my en oor jou nie. Ja, God het 'n plan vir jou lewe. God het 'n plan vir jou lewe en hy het 'n plan vir jou kinders se lewe. Maar God se plan vir jou lewe en jou kinders se lewe pas binne sy plan vir die dorp. Pas binne sy plan vir die wêreld. As jou kind in die skool is, het God 'n plan vir jou kind se skool en jou kind is een stukkie van die puzzle van wat daai skool vir God moet beteken. En as jy by werk is eendag, is jy een stuk van die puzzle. En as jy getroud is, dan is jy een van twee en God het 'n wil vir jou huwelik. Nie net sodat jy alles kan kry wat jy wil hê en jou huweliksmaat moet net spring nie. Nee, jy's altyd 'n deel van 'n geheel. Ja, God het jou lief. Ja, as hy moes gesterf het vir net een mens op aarde, as daar net een mens op aarde was, het Jesus nog steeds gekom om te sterf vir jou, maar daar is nie net een mens op aarde nie. So vanoggend wil die Here kom en hy wil net vir jou sê, luister, as ons die Ou Testament vat, wat die Jode verwag het van Christus, en wat die Nuwe Testament vir ons vertel van Christus, dan vertel dit die Ou Testament prentjie, maar die ouens wat die Ou Testament gelees het daai woorde gehoor en hulle eie prentjies gemaak. En ons doen dit ook. Ons lees die Bybel en dan maak jy jou eie prentjies. Soos ons lees die Onse Vader, wat ons een van die dae gaan lees, nog volgende week. Volgende week lees ons Onse Vader. Waarskynlik maandag of dinsdag. Lees as die Onse Vader, dan sê ons, vergeef ons sonde, ons hou van daai deel van die sin. Vergeef my sonde. Tweede helfte van my sin, not so much. Soos ek die vergewe wat my kwaad gemaak het. Soos ek die vergewe wat lelik was teenoor my. Met ander woorde, ek moet eers vergifnis gee, voor God vir my vergifnis gee. Ek hou nie van daai nie. So vanoggend wil die Here kom en hy wil net voor jou kom staan en vir jou sê, hy het 'n wil, hy het 'n plan vir jou. En sy plan vir jou is groter en beter as joune. Maar jy kan nie na God toe gaan en jou plan neersit en dink, hy moet spring. Nommer 1, hy weet beter. Hy weet jou plan is doomed to failure. Want jy het nie aan alles gedink nie. Jy het nie alles geweet nie. Jy het nie alles in ag geneem nie. En nommer 2, God weet, jou plan is selfsugtig. En as jy jou sin kry, gaan die res van die wêreld swaar kry. En as almal op aarde hulle sin kry, gaan niemand hulle sin kry nie. Jy is gemaak vir meer van God se wil. En vir my wil, of vir God se wil om te gebeur in my lewe, moet my verwagtings reg wees. Kan ek jou 'n vraag vra? As ek jou nou na 'n car dealership toe vat, en ek sê vir jou, en jy die verwagting dat ek gaan vir jou 'n Toyota Tazz gee. En ons ry, hou jy van Toyota? Storai. Okay, nee. Dan sê ek vir jou, nou stap jy daar in jou verwagting is 'n Tazz. En ek stap daar by Toyota en ek sê vir jou, enigiets. Jurg, jy like hierdie storie. Enigiets.
Een keer stap ek al by Jurgen, toe is hy limited edition GR, bla 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 bakkie daar. Dis nou 'n mooi stuk yster daar. Toe sê hy vir my wat die prys is, toe draai ek om en ek. Maar imagine, niemand stap by 'n car dealership in of in 'n sweetswinkel in en sê, weet jy, ek soek net een suigstokkie. Nee, jy gaan nie vlieg toe en sê, ag gee my net 5 stukkies popcorn nie. Jy soek die grootste boks, hy moet nog hou tot na die movie, jy wil nog popcorn eet as jy huis toe ry. Nou dis God se wil. God se wil is die hele sweetswinkel. Maar jy fokus op daai een sweetie wat jy wil hê. God sê, staan net 'n bietjie terug, gee my 'n kans. Ek het 'n plan vir jou lewe wat jou verwagtinge gaan oortref. Maar eers moet jy jou verwagtinge paak. Eers moet jy sê, Here, laat U wil geskied. Die gevaarlikste gebed op aarde. Laat U wil geskied. Daai woorde moet jy nie sommer net ligtelik bid nie. Dis amper so erg soos Here help my om geduldig te wees. Jy bid nie, Here help my om geduldig te wees nie. Jou tou by Checkers sal altyd die langste wees. Jy gaan nooit parkering kry nie. Die kasregister gaan altyd, jy gaan tot heel voorkom, dan vat hulle net kontante, nie kaarte nie. Of hulle vat net kaarte en jy kontant. Of wat ook al. Jy, as die Here vir jou wil, en jy gaan altyd langs 'n taxi vas. Of agter 'n taxi vas. Daar's sekere gebede wat jy moet pas op. Nou vandag wil die Here hê, jy moet daai gevaarlike gebed bid. Jy moet vir die Here sê, Here, nie my verwagtinge nie, maar U se. Want U plan vir my lewe is beter as myne. Maar Here, my verwagtinge is selfsugtig en my pad wat ek vir myself kies is die maklikste een moontlik. Die oomblikke in jou lewe wat jy die beste gegroei het, was nie die maklike oomblikke nie. Jou grootste groei het gebeur in jou moeilikste oomblikke. Jou nederigheid het jy geleer in swaar kry. As niemand van ons swaar gekry het nie, was ons almal hoogmoedig en breds. Die Here maak jou vir sy wil, nie vir jou wil. Moenie soos die Israeliete wees. En nou nog 2000 jaar na Matteus wag vir 'n verlosser wat klaar gekom het. En jy kyk skeef en jy wil nie vir Jesus aanvaar nie, want jy dink hy's nie wat jy wil hê hy moet wees nie. Jesus is meer as wat jy wil hê hy moet wees. Maar hy word aanbid op sy terme, nie jou nie. Vat dit, los dit. En môre as die Here wil, en jy wil dit saam met ons doen, begin ons by Genesis. Wat is die eerste boek in die Nuwe Testament? Nie Genesis nie. Ons begin by Matteus. Kyk, Matteus 1. Is Matteus die eerste boek wat geskryf is in die Nuwe Testament? Nee, hy is net eerste in die Nuwe Testament. Eerste een boeke wat in die Nuwe Testament geskryf is, nie is een van die 4 evangelies. Die evangelies is bietjie later geskryf, van die 4 evangelies is Markus eerste geskryf. Die Bybel is nie kronologies, die boeke so in volgorde. Dit vertel die storie kronologies, maar die skrywers was 'n bietjie. Ons gaan die journey doen en ons gaan baie ontdek oor God se amazing woord. Maar eers, voor jy dan verby daai 400 jaar bladsy verby blaai en Matteus 1 begin lees, sê vir die Here, Here, ek wil nie wees soos die Israeliete en 'n prentjie hê van 'n God wat is X, maar God is meer as dit en ek mis God, want hy lyk nie soos ek wil hê hy moet lyk nie. God is groter as hoe jy wil hê hy moet lyk. Hy het nie 'n sweep nie, maar hy word kwaad. Hy het nie net sweets om uit te deel nie, maar hy verstaan van sweets uit. God is groot, God is goed en hy is lief vir jou. Maar jy gaan moet dit besef en oorgee. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U seun Jesus gestuur het. Dat hy nie gebore is in 'n privaat saal in 'n privaat hospitaal nie. Dat hy nie gebore is in weelde soos 'n koning nie. Here Jesus, dankie dat U gekom het om vir ons kom wys het. Dat status, al hierdie goed wat ons aan waarde heg, is niks sonder karakter, sonder integriteit, sonder, ag Here, ek kan aangaan. Dankie dat U Jesus was in 'n stal, en Jesus aan 'n kruis,
vir my, vir ons. Here, ek kom bely my verwagtings van U is soms skeef en verkeerd en ek wil hê U moet spring as ek sê spring. Here, vergewe my. Wie is ek om so verwaand te wees? In genade ontferm U oor ons asseblief, Here, hierdie vakansie, of ons ry en of ons bly, of ons siek is en of ons gesond is, of ons in oorvloed leef of in tekort. Here, wees met ons, elke dag. Lei ons, help ons, kom temper ons verwagtings. Want Here, U wil vir ons die hele sweetswinkel gee en ons fikseer so op een sweetie wat ons soek, dat ons U groter plan mis. Help elkeen wat siek is en hartseer is. Vir wie Kersfees moeilik is, hierdie Kersfees, want in hierdie jaar het hulle iemand aan die dood afgestaan vir wie hulle lief is. Dalk meer is een. Here, dalk is daar party mense hier of wat die video kyk, wat hierdie Kersfees ingaan en weet 1 Januarie is ek werkloos. Ek weet van meer is een persoon wat in daai situasie is. Wat kennis gekry het en gesê is, Desember is jou laaste salaris. Here, hierdie wêreld is moeilik. Dra ons. Help ons. Hou ons veilig. En gee ons, Here, asseblief 'n geseënde Kersfees. Ontvang nou, Here, ons tiendes, ons offergawes aan die einde van nog 'n maand. Ons wil kom en vir U sê, Here, U gee vir ons alles wat ons het en U vra terug 1/10 as 'n bewys van ons liefde, as 'n bewys van ons dankbaarheid, as 'n erkenning van ons afhanklikheid, Here. Ons kom gee ons 10de. Ons kom gee ons offergawes, want ons wil nie by U steel nie, Here. Amen. Jy kry nou geleentheid om Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Ek wil graag die Kersseënwens oor jou uitspreek. Mag jy gevul word met die geloof van Maria, die gehoorsaamheid van Josef, die vreugde van die engele, die gretigheid van die herders, die vasberadenheid van die wyse manne en die vrede van die Christuskind. Ons almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën jou nou en vir altyd. Amen.